Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se Goeie Vrydagdiens. Die leesrooster gee vir ons die hele Johannes 18 en die hele Johannes 19 om te lees vandag. So ek het besluit, ek gaan op een gedeelte daarvan konsentreer, en omdat dit so lank is, gaan ek eers vir ons lees, dan gaan ek vir ons bid, en dan gaan ek vir ons weer lees. So ek lees vir ons Johannes 18, vir nou net eers vers 1 tot 11, en dit is op bladsy 131 van die Nuwe Testament. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy saam met sy disippels na die oorkant van Kidrondal vertrek, waar daar 'n tuin was. Hy en sy disippels het toe daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar by mekaar gekom het. Judas het toe daar aangekom met die kohort soldate en die tempelwagte van die leierpriesters en die fariseërs met fakkels en lampe en wapens. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur en het uitgegaan en vir hulle gevra: "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom: "Jesus die Nasareër." Hy sê toe vir hulle: "Ek is hy." Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe hy vir hulle sê, "Ek is hy," het die soldate teruggedeins en op die grond neergeval. Hy het weer vir hulle gevra: "Wie soek julle?" En hulle sê: "Jesus die Nasareër." Jesus het geantwoord: "Ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense gaan." Sodoende sou die woorde wat hy gesê het vervul word: "Hulle wat u aan my gegee het, van hulle het ek nie een verloor laat gaan nie." Simon Petrus het toe 'n swaard wat hy gedra het, getrek en na die hoofpriester se slaaf geslaan en sy regteroor afgekap. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus: "Steek die swaard terug in sy skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie." Ons Here, ons wil graag vir u vandag baie dankie sê, kortom vir ons verlossing. Here, u het die prys betaal sodat ons die ewige lewe kan hê. En dit is vir ons die ongelooflikste genade en liefde wat enige iemand vir ons kon wys. Dankie vir dit wat ons reeds gelees het, en help ons asseblief ook om in die volgende gedeelte te hoor wat u vir ons wil sê. Ek lees nou vir ons Johannes 12 tot 27 op dieselfde bladsy. Toe het die kohort soldate en die Giliarge en die tempelwagte van die Jode Jesus gevange geneem en hom geboei. En hulle het hom eers na Annas geneem. Hy was die skoonvader van Kajafas, wat daardie jaar die hoofpriester was. Dit was Kajafas wat die raad aan die Jode gegee het, dat dit voordelig is dat een man vir die hele volk sterf. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg. Daardie disipel was aan die hoofpriester bekend, en hy het saam met Jesus by die hoofpriester se voorhof ingegaan. Petrus het egter buite die deur bly staan. Toe het die ander disipel, die een wat aan die hoofpriester bekend was, uitgestap en met die deurwag gaan praat en Petrus na binne gebring. Die diensmeisie wat die deurwag was, sê vir Petrus: "Is jy nie ook een van hierdie man se disipels nie?" Hy antwoord: "Ek is nie." Die slawe en die tempelwagte het hulle gestaan en warm maak by 'n koolvuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. Ook Petrus het hom daar by hulle gestaan en warm maak. Die hoofpriester het Jesus te ondervra oor sy disipels en sy lering. Jesus antwoord hom toe: "Ek het openlik met die wêreld gepraat. Ek het altyd in die sinagoge en op die tempelterrein, waar al die Jode saamkom, onderrig gegee, en ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het." Toe Jesus dit sê, het een van die tempelwagte wat daar naby gestaan het, hom 'n klap gegee en gesê: "Antwoord jy die hoofpriester so?" Jesus het hom geantwoord: "As ek iets verkeerds gesê het, bring dan getuienis dat dit verkeerd is. Maar as ek reg is, waarom slaan jy my?" Annas het hom toe geboeid na die hoofpriester Kajafas weggestuur. Simon Petrus het hom nog daar staan en warm maak. Hulle sê toe vir hom:
is jy nie ook een van sy disippels nie? Petrus het dit ontken en gesê, ek is nie. Een van die hoofpriesters se slawe, 'n familielid van die een wie se oor Petrus afgekap het gesê, ek het jou mos in die tuin by hom gesien, dan nie. Petrus het dit weer ontken en onmiddellik het 'n haan gekraai. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Ek het al baie gelees in die kerkbode en op sosiale media en gehoor in gesprekke wat ek al gevoer het, dat die gemeente politiek vry moet wees. Predikante mag nie preek oor politiek, oor geld of oor 'n uur nie. Maar om die politiek heeltemal uit die Bybel uit te haal, is om die storie van die kruisiging te verwyder. Kom ons gee net 'n tree terug. Eeue voor die beset van die Wesbank in Gaza, in moderne Israel, was daar die land Juda. Eeue na die glorie daar van koning Salomo, was daar die land Juda, Suid-Israel. In Johannes se tyd was Juda 'n Romeinse kolonie. Hulle het hulle eie koning Herodes gehad, ja, maar keiser Tiberius was Herodes se baas. Dis soos om te sê, premier Zamani Sol is die groot baas van die hele Noord-Kaap. En dis waar, maar dis net waar solank 'n mens ook sê dat president Ramaphosa die baas is van die premier. Op 'n ander noot, ek weet die skriflesing was vandag 2 keer langer as wat ons normaalweg lees. Ek weet dis 'n vakansieoggend. Maar daar is 'n logiese blaps tydens Jesus se eerste verhoor by die Joodse leiers. Ek wil graag hê ons moet kop hou hierso, dis baie belangrik. Daar's 2 vername Joodse godsdienstige figure in vandag se storie. Ons lees van Annas en ons lees van Kajafas. Vers 19 lees dat die hoofpriester Jesus verhoor het en hom toe ondervra het. Daarna stuur dieselfde hoofpriester vir Jesus weg na die hoofpriester Kajafas. Ek wil gou hê ons moet probeer maak soos wat vers 19 sê ons maak. Ek wil hê ons moet iemand kry in die huis en hulle dan wegstuur na 'n persoon wat jouself is. Ons kan dit nie doen nie, nee. So wie dan vir Jesus ondervra? Dit was nie Kajafas nie, maar dit was die hoofpriester, maar die hoofpriester was Kajafas. Was dit miskien Annas, die skoonpa van die hoofpriester? Was dit net 'n titel wat mense hom nog steeds genoem het? Vers 24 sê, Annas het na die verhoor vir Jesus na Kajafas gestuur. So miskien was dit hy. Ons kan ongelukkig nie met sekerheid sê nie. Maar die punt is, wie ook al hierdie verhoor gelei het, dit maak nie saak wie dit is nie. Die Joodse Raad, ook bekend as die Sanhedrin, het geen mag in hierdie toneel nie. Die wag klap vir Jesus want hy moet beter praat met die hoofpriester. Maar dis 'n hoofpriester wat geen werklike mag het nie. Jesus se hoogverraad in die oë van die Romeinse reg is dat ander mense sê Jesus is koning. Kajafas, die hoofpriester, sien hier kom 'n moeilikheid. Hierso is 'n Jood wat mense aanhang. Mense sê hy gaan die nuwe koning wees, maar hulle het dan klaar 'n keiser. So, hoe nou? Om te keer dat die Romeine die Jode weer verenigeer, soos hulle baie gedoen het, bied Kajafas nou vir Jesus aan, vir Pilatus. Amper soos 'n sondebok, probeer Kajafas sy volk beskerm op sy verdraaide manier. Liewer vir Jesus laat straf, sê Kajafas, as wat die Romeine dink die Jode rebelleer alweer. En dis 'n interessante kant van Kajafas. Kajafas word altyd geskets as hierdie bose ou, hierdie magtige bose priester. Maar hy verstaan iets van Jesus. Jesus is die een man wat namens die ander gaan sterf, sodat hulle gered kan word. En die ironie is dat hy is meer reg as wat hy dalk besef.
Maar uit vrees vir Pilatus, die verteenwoordiger van die keiser, gee hy vir Jesus oor om gekruisig te word. Dit was nou die een verhoor, die een amptelike verhoor wat ons vandag gelees het. Maar terselfdertyd is daar 'n ander tipe verhoor aan die gang buitekant. Petrus en 'n ander disipel, waarskynlik Johannes, hulle was buite. En Petrus het nie 'n vervelige ontmoeting gehad met die groep wat Jesus gevange geneem het nie. Hy was baie indrukwekkend geweest. Daar's 'n slaaf met die naam Malchus. Petrus haal sy swaard uit en hy kap die ou se oor af. Net so. Johannes se weergawe van die inhegtenisneming lyk 'n bietjie anders as die ander evangelies sin. Daar is niks van die 3 disipels wat Jesus saamvat om te gaan bid en wat dan weer aan die slaap raak nie. Judas is hierso, maar dis nie hy wat vir Jesus uitwys nie. Jesus sê self vir hulle 2 keer, hierso is ek is hy. Johannes skryf ook niks van Jesus wat die slaaf se oor onmiddellik weer genees nie. Ons kry dit in die ander evangelies, nie in Johannes nie. So dit beklemtoon wat Petrus gedoen het. Petrus, dieselfde nag wat hy die hoofpriester se slaaf aangerand het, daag hy by die tempel op, waar die hoofpriester en die hoofpriester se werknemers is. Natuurlik is daar mense wat by die tuin was, wat nou ook by die tempel is. Petrus is vir alle basiese doeleindes 'n voortvlugtige, en hulle herken vir Petrus. Petrus is nou in die moeilikheid. So wat doen Petrus? Petrus doen presies die teenoorgestelde as wat Jesus gedoen het. Jesus sê, ek is hy, dit is ek. Petrus sê, dis nie ek nie. Nog nooit van Jesus gehoor nie, Jesus wie, nie ek nie. In sy vrees ontken Petrus nie net dat hy die ou is wat Malchus se oor afgekap het nie. Hy ontken ook dat hy een van die gevaarlike rebel, na bewering, se ondersteuners is. Daar is een teoloog, Ralph Jacobson, wat skryf dat die ergste is dat Petrus op hierdie stadium dalk reg is. Ons kan vra, maar was hy op hierdie stadium 'n volgeling van Jesus gewees? Het hy gemaak soos wat Jesus sou wou gehad het? Judas het vir Jesus verraai, deur saam met Jesus se vervolgers te werk. Maar Petrus nie ook deur die man se oor af te kap vir Jesus verraai nie. Johannes hoofstuk 13 tot 18 speel alles af in dieselfde nag. So Jesus was Petrus se voete en Jesus praat vir baie lank oor om mekaar lief te hê en om lief te wees vir 'n wêreld wat nie van hulle gaan hou nie. Jesus se woorde was nog nie koud nie, of Petrus draai sy rug daarop en hy sny 'n man. In sy vrees ontken Petrus nie net vir Jesus nie, maar hy verwerp ook dit wat Jesus hom daai aand nog geleer het. Nou, vriende, ek voel baie sleg, baie skuldig, dat ek so baie te sê het oor arme Petrus. Petrus wat so baie goeie goed gedoen het ook in sy lewe. Ek het al baie gedink dat as al my mislukkings vir eeuwig gepubliseer was, dan was ek bitter ongelukkig daaroor gewees. Maar dis nie die rede hoekom ek skuldig voel om vir Petrus te kritiseer nie. Ek voel skuldig want ek het ook al toegelaat dat vrees eerder as Jesus my besluite neem vir my. Petrus het opgetree soos baie mense sou maak in die 21ste eeu. Petrus wys vir ons hoe lyk die wêreld waarin ons lewe eintlik. Ek kan nog onthou toe ek op skool was en op universiteit, so tussen 2000 en 2008. Dit was toe die geweld in ons buurland Zimbabwe skielik so toegeneem het. Nou was baie mense wat ek gehoor sê, ons moet vir Robert Mugabe vermoor. Daar was baie minder mense wat gesê het, maar ons moet Zimbabwe se vlugtelinge verwelkom. Ons moet hulle help, ons moet hulle ontvang hier so in Suid-Afrika.
Dis die wêreld waarin ons woon. Ons sal baie eerder aanval en doodmaak as wat ons vertroos en ondersteun. En dit is nie die wêreld waarvoor Jesus homself beywer het nie. Dis die wêreld vir wie Jesus moet sê, maar sit daai swaard terug in die skede. En dis ook die wêreld wat vir Jesus laat kruisig het, want hulle was bang. Nou daar's altyd die vrees in 'n lewe van naaste liefde. Ons vra, wat gaan dit my kos? Wat gaan my vriende dink? Wat as mense misbruik maak van my goedheid of my vriendelikheid? Wat as ek misluk en ek maak dinge net slegter? Wat dan? Ons waag altyd iets as ons uit ons pad uitgaan vir iemand anders. Maar is dit nie maar wat Jesus vir ons gewys het nie? Is dit nie maar wat Jesus keer op keer gedoen het nie? As ons toelaat dat ons vrees ons oorwin, dan het ons reeds verloor. Dan is ons nes Kajafas en Petrus wat benoude spronge maak. Ons hoef nie meer bang te wees vir die dood nie. Want Jesus het ons sonde alles op hom geneem. Met Goeie Vrydag maak Jesus 100% seker dat enige iemand wat in hom glo is verlos. Dis 'n feit soos 'n koei. Ons is bang om ons geliefdes te verloor, want ons gaan verlang, ja. Maar ons is nie bang dat die mense wat ons verloor, regtig verloor gaan wees nie. As gevolg van Jesus. Hy maak dit moontlik. As jy teenstand kry, omdat jy vir iemand iets doen uit liefde, wat is die ergste wat kan gebeur? Wat is die ergste wat iemand aan jou kan doen? Hulle kan jou vloek, hulle kan jou beskinder, hulle kan jou doodmaak. Maar ons is nie bang vir die dood nie. Is ons. Want dan is ons nog steeds by Jesus. So waarom dan moet ons bang wees vir enige iets anders? Niks in hierdie lewe kan ons verlossing wegvat. Ek wil hê ons moet dit weet, en ek wil hê ons moet dit saam met ons neem. Amen. Ons Here, ons wil vandag vir U bely, al die kere wat ons toegelaat het dat vrees, wat ons dalk wegsteek as om prakties te wees of om rasioneel te wees, ons verhoed om ons roeping as U disippels uit te lewe. Here, ons wil bely, as ander stemme harder praat as U stem. Here, daarom weet ons ook was Goeie Vrydag nodig om ons los te koop uit ons eie sonde. En daarvoor loof ons U. U het ons gegee wat niemand anders kan nie. En dit is die ewige lewe. Ons prys U vandag as ons koning en ons neem ons voor opnuut om in U voetspore te volg.